15 Maart. Lesse wat ons van dag tot dag leer. Nederigheid. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Jakobus 4 vers 6. U is veilig, alleenlik na mate u in volmaakte gehoorsaamheid onderwerp en sodoende aan Christus verbind. Die juk is sag, want Christus dra die las. As u die las van die kruis opneem, sal dit lig word en daardie kruis is vir u 'n pand van die ewige lewe. Dit is die voorreg van elkeen om Christus blymoedig te volg en met elke tree uit te roep. U neerbuigende goedheid het my groot gemaak. Maar as ons hemelwaarts wil reis, moet ons die woord van God as lesboek neem. Ons moet ons lesse van dag tot dag in die ingegewe woorde lees. Die vernedering van die mens Jesus Christus is vir die menslike verstand onverstaanbaar. Maar niemand wat die woord van God glo, kan daaraan twyfel dat hy God is en dat hy bestaan het voordat hy die wêreld geformeer het nie. Die apostel Paulus praat van ons middelaar, die enige gebore seun van God, wat in sy heerlikheid in die gedaante van God was, die bevelvoerder van al die hemelse skare. En toe hy sy godheid met mensheid beklee het, het hy die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Deur toe te stem om mens te word, het Christus nederigheid aan die dag gelê, wat deur die hemelse wesens bewonder word. Dit sou vir Christus geen vernedering gewees het om mens te word as hy nie vooraf bestaan het nie. Ons moet ons gemoed oopstel om te besef dat Christus sy koninklike kleed, sy koninklike kroon, sy hoë bevel prysgegee het en dat hy sy godheid met mensheid beklee het, sodat hy die mens net waar hy was, kon ontmoet en aan die mensdom morele krag kon bring om seuns en dogters van God te word. Om die mens te red, het Christus tot die dood toe gehoorsaam geword. Ja, tot die dood van die kruis toe. Die sagmoedigheid en nederigheid, wat kenmerkend was van die lewe van Christus, sal in die lewe en karakter van diegene geopenbaar word, wat wandel soos hy gewandel het.